So vraag 11 sê hulle vir jou, as gevolg van sy eie spoed en die spoed van die stroom van 'n rivier, beweeg 'n boot direk oor die rivier teen 8 km/h. So dit is wat ek vir jou gesê het, gister, met die vliegtuigbesigheid. Dus hy sê, as gevolg van hoe hy beweeg, en as gevolg van die stroom van die rivier, beweeg hy reg oor die rivier teen 8 km/h. Okay, so is jou bootjie. Okay, en kom ons sê die rivier, die stroom gaan hier af, so. Okay, daar gaan die stroom af. Okay, en hy maak so dat hy reg oor kan gaan. Julle met my. Ja, so die rivier beweeg so af, en hy gaan so. Maar hy swem so, sê hulle. So wat hulle vir jou daar gee, is sy resultante vektor. Waar moet hy gaan? Waartoe swem hy eintlik? As hy soontoe swem, dan gaan sy resultant hier wees. Okay? So, die rivier beweeg af, hy gaan reguit oor die rivier. So sy lyf moet opswem. Want soos wat hy hier so opswem, so beweeg hy eintlik reguit oor, want die stroom vat hom af. Okay? Wag, ek gaan nou weer lees. Ek gaan die vraag klaar lees. Dit sê, hy beweeg oor teen 8. Indien die boot teen 'n hoek van 135 in die rigting van die stroom vaar, bereken die grootte van die snelheid van die stroom. Okay, so as die stroom hier afgaan, dan sê hulle vir jou, hy is 135 grade in die rigting van die stroom. So daar is fancy woorde om te sê, weg van die stroom af. Okay, so daar is 135 grade dan. Okay, so ek het verwag dat jy met hierdie vraag gaan sukkel. As jy nie het nie, en jy het hom reg, is ek baie beïndruk. Maar ek verwag, dit is, as jy algemeen dat jy sou moet sukkel. Okay, so gaan weer lees en dan gaan ek kom verduidelik. So hulle sê, daar is 'n rivier, jy gaan oor die rivier, en jy draai jou bootjie klaar so dat jy die stroom in ag neem. So die stroom gaan daar af, en jy gaan reguit oor. Wat beteken jy moes eintlik jou lyfie so gedraai het, dat jy daar swem, want soos wat jy opswem, so vat die rivier jou af, en dan gaan jy eintlik reguit oor die rivier. Is julle met my? Ja? Nee? Okay, ek gaan hom so wys ook weer. So, ek sal nie die boot nie, ek gaan swem. Okay, die rivier gaan af, die rivier kom daar na julle toe. Ek wil graag by die klavier uitkom. Okay, maar as ek net so gaan swem, dan gaan die rivier my daar afvaar, dan gaan ek daar eindig. Is julle met my? So ek kan nie net reguit oorblik nie, want die rivier gaan my daar afvat. So ek sê reg, die rivier gaan so swem, ek gaan myself so mik, ek gaan so swem, want soos wat ek so swem, neem die rivier my af, en op die einde van die dag kom ek by die klavier uit. Ja? Wat sê jy, Cameron? Ja, ek het gesê, dis... En jy sê? Nee, ek het dit soos half vergelyk met soos Angry Birds. Alrighty. Dis heeltemal nie van 'n konsep nie, maar soos dit so. Ek hoor jy, ek het nog nooit gespeel nie, so ek buite my raamwerk. Maar is dit 'n lekker speletjie? Ek het seker jare terug gespeel. Okay. Alright, maar wat vir my great is dat jy 'n analogy maak. Wat is dit in Afrikaans? Analogy in Afrikaans? Het julle nog Afrikaans vandag? Vra julle juffrou, wat is analogy in Afrikaans? Maar dit is great. Dit is hoe jy wetenskap moet doen. Okay. Alright, so wat is die vraag wat hulle hierso vir ons vra? Hulle vra vir ons, ekskuus tog, bereken die grootte, so jy hoef nie rigting te gee nie, bereken die grootte van die snelheid van die stroom. So hulle wil hierdie weet. Okay, nou ons wil graag in driehoekies werk, want dit maak die lewe vir ons makliker. Okay, so ek gaan kyk hierso. Gaan ek myself so 'n driehoek teken. Hoekom? Want ons het hier mos 'n parallelogram, né? Is julle met my? Want hierso is waar ek swem, hierso is die stroom en my resultant is daar. En hoekom kan ons dit doen? Want hulle het dieselfde beginpunt.
soos wat jy swem, so van die rivier jou af, so jy kan jou parallelogram voltooi. Daar moet nog gaan so. Daar. Is julle met my? Ok, so ek het nou net hierdie boonste driehoekie gaan oorteken, daar soos hy. Wat weet ek van hierdie boonste driehoekie? Wel, hierdie is 8, hierdie is 90 grade. Hoekom? Want die rivier gaan reguit af en jy swem reguit oor. So, daar is 90 grade daar. Dan het hulle vir my gesê, hierdie hoekie is 135 grade. As hierdie 90 grade is, wat is daai hoekie dan daar? 45? Ok, so hierdie is 45 grade. Wat beteken hierdie is 45 grade? Wat beteken hierdie is 'n gelykbenige driehoek? Is dit 'n woord? Gelykbenige driehoek, wat beteken hy is 8. So hoe groot is die snelheid van die stroom? 8. So jy nou hoekom jy wiskunde moet hê om wetenskap te neem. Ja? Ok, so hulle sê vir jou berekens, jy moet actually iets hierso sê. So wat jy kan sê is, wat gaan ons gebruik? Kan jy gebruik tan? Die tan van 45 grade is x oor 8, want ek vat nou daai hoekie, dan is daai x wat ek wil uitwerk, en daai is natuurlik nou jou 8, en dan kry jy vir x om te wees 8. Wat sê eenheid wat ons gebruik, kilometer per uur. Hulle vra net vir die grootte, so jy hoef nie die rigting te gee nie. Ok, so hierdie sal meer 'n multiple choice tipe vraag wees. En in 'n toetsexamen sal dit met 'n prentjie kom. Ok, ek gaan nie 'n skets hoef te teken nie. Ekskuus. Het iemand nog 'n vraag hierso? Nee? Ok. Vraag 12 sê: bepaal grafies 1 tot so jou skaal is 1 tot 2. Bepaal grafies A, die resultant van 2 kragte 10 Newton by 0 grade en 15 Newton by 150 grade wat gelyktydig op 'n voorwerp inwerk. Ok, so ek gaan nou hierdie baie vinnig doen. En weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan hom in die middel teken. Hoekom gaan ek hom in die middel teken? Want ek is so geloer na vraag B. En vraag B vra vir die equilibriant. So dit beteken net die teenoorgestelde. So ek weet nie nou in watter rigting gaan ek kom nie. So ek wil nie papier van my papier af gaan nie. Goed, so daar is my beginpunt. Hulle sê vir jou, jy het 10 Newton daarop en die skaal is 1 tot 2, so dit moet 5 wees, né? So jy het 'n lyn daar van 5 cm op. Ek gaan nou 'n bietjie vinnig, want ons is 'n bietjie agter skedule met my, wat ek wil doen met julle. So, daar gaan so op wees, en hulle sê vir jou, dit is 10 Newton. En dan het ek by 150 grade, so ek sit my gradeboog daar, daar is 90 grade, so 150 grade is omtrent daar rond. En daar is 15 Newton, so 1 tot 2, beteken ek gaan 7,5 cm wees, né? Ja. Iemand 'n vraag tot en met daar? Ok. Goed, so ek het daai twee nou met behulp van die parallelogram metode, gaan ek sy resultant moet gaan bepaal. So, jy het jou stippellyn daar vir die mense wat dit nie heeltemal lekker kan sien nie. En jou stippellyn daar. Jy vat jou passer, jy meet daai af. Jy lig hom op, jy sit hom daar neer en jy trek daar 'n halfmaan. Dan sit jy jou passer daar, jy meet hom af, jy tel hom op, jy sit hom daar neer en jy maak daar 'n halfmaan. Ja? Ek het nog glad nie vir ons skaal geteken nie, so ek wil net myself sien. Okay. Dit is 112 grade, regtig. So moet hy Wag, kom ek maak hom net baie mooier. So. So. Want hy moet hier onder wees. Hy moet hier geteken word. Ag, jene, vriend, dit is nou van haastig wees. Wat is die idioom van haastige? There you go.
Haastig. Ah. Neil, het jy die huiswerk gedoen? Het jy hom reg? Ek het 12 ure. Ja, sy seker het hom reg. Ja. Het jy die video gekyk? Het jy net gevra wat is die huiswerk? So het jy afgeskryf of verstaan jy die werk? Nee, juffrou, ek weet net nie wat die equilibriant is nie. Wie gaan ek in die spervuur gooi? Tiaan, verduidelik vir jou vriend. Wat is die equilibriant? Jy kan het lees, maar as hy nie verstaan, dan gaan jy moet verduidelik. Die equilibrium verstaan. Dit is lelijk. Dit is as ek Jy kan opstaan en verduidelik ook. Deeg my goed werkie uit hier so nie hoor. Myne is soos 7,8 Newton at 133. Nee, daar is verkeerd. Juffrou, maak dit presies. 150 grade. Ag, dis hoekom dit verkeerd is. Hæ? Ek het dit gedoen presies wat juffrou dit is. Ek gaan nou kom kyk. Het jy jou lengtes reg gemeet? Het jy een weeg gecheck? 7.5 en 5 centimeter. En het jy jou hoekies reg gemeet? Het jy jou beginpunt met 'n sirkeltjie begin? Gaan nou kom kyk. 150. There we go. Okay, so Neil, ag nee Neil nie. Ja, Neil. Weet jy wat is 'n equilibriant? Hè? Ja, juffrou. Okay, sê jy vir my, wat is dit? Juffrou, ek weet nie dat iemand weet nie, maar soos as sien was soos iets. Juffrou, ek weet nie hoe dit verduidelik nie. Nee, maar dan weet jy nie. Juffrou, kan dit visualize, maar kan dit nie verduidelik nie. Nou, visualize dit vir my op die bord. Dit is die enigste manier hoe jy weet dat jy iets verstaan, is as jy dit vir iemand anders kan verduidelik en hulle verstaan. Anders weet jy nie. Regtig. Pieter. Okay, there we go. Lyk jy nou so, Nadia? Ja, juffrou, presies. Wel nie presies. Ja, juffrou, myne lyk presies so. Ja. Ja, Sjoe, was 'n bietjie rof. As ek daar het, maar min of meer. Ek wag nog hoor. Juffrou, Hoe weet ek of jy by is en of ek kan verder gaan as jy nie kan verduidelik nie? Sien, daar is verkeerd geteken myne. Ek vra dit uit. Okay, so wat kry ek daar? Ek kry 4.2. Ek kry 4.2 centimeter. En die skaal is 1 tot 2. So dit beteken dis 8.4 Newton. Ek gaan nou kom check. Onthou, dis hier vandag in die klas dat jy moet kyk of jou antwoorde reg is. As nie nou reg is nie, moenie dink jy gaan dit by die huis uitfigure nie. Jy het dit klaar by die huis probeer. Okay, so jy moet jy vra, juffrou kom kyk asseblief of ek dit reg doen en dan daai hoekie my hoekie gaan uitwees want my verwysingslyn is uit. Daai hoekie moet wees 112 grade.
die hoekie vanaf die 0 grade lyn. So jy gaan jou gradeboog daar neersit en jy soek daai hoekie daar. Okay? So as jy nie reg gekry het, asseblief steek jou hand op dat ek jou kan kom help. Ja, dit reg. Nou jy is 2 mm mag jy eis wees. So dit omdat dit skaal tot 1 tot 2 is, gaan jy 4 waarde hoeveel jy uit wees. Nog iemand wat ek help? Dat is graag. Ja, dit is reg. Ja, ik heb het gedaan. Ja, ik vraag even bij je wist, ik ga daar toe. Ik zou het voor die minus 1. Dat is een goed stippenlijn. Maar wat is die hier? Nee. Ik neem maar. Kies om te als je zo'n leren lijkt, is het in de middel tussen die 2. Guys, ek gaan hardop sê wat ek nou agter gesê het. As jy nie 'n pyl het nie, so as wanneer jy 'n pyltjie is aan die einde van die ding wat jy geteken het nie, dan kry jy 'n punt of oor want jy het 'n lyn getrek. Nie 'n vektor geteken. So dan moet 'n pyl wees, En dan sien maar jou verwysingslyne, daai lyne wat ek as stippellyne geteken het. En jy teken dit as soliede lyne. Kylie. Sit daar weg. Ek vat hom. Dis gone. Weg voor, ek wil hom nie sien nie. As jy soliede lyne teken in plaas van stippellyne, teen verwysingslyne of whatever, dan minus ek vir elke soliede lyn wat ek sien. Okay? Jy moet stippellyne wees, soliede lyne. Ja. Sê maar jy het meer, en jy het 1000 draak dit is 10 Newton. Dan aan die ander kant draak is al soos ek die force gaan opdrag draak en moet jy net die watste die watste van Die resultaat. Ja. Dis graag. Ja, perfect. Okay, goed. Jy nog vrae? Want nou is nou wat jy moet vra, want ons is nou besig met maklike werk. Okay, so die werk word baie moeiliker. So as jy nie nou verstaan nie, is jy in die moeilikheid. Okay. Goed, dan vra hulle vir jou by vraag B. Jy moet die ekwilibriant kry en dit is nog deel van teken want die
oorspronklike vraag sê bepaal grafies. So jy moet teken. Nou wat weet ons van die ekwilibriant? Ons weet hy moet net so groot wees soos die resultant, maar in die teenoorgestelde rigting. So jy vat jou liniaal en jy sit jou liniaal daar op daai R. Okay? En jy teken letterlik 'n lyntjie aan die ander kant, maar hulle moet ewe groot wees. So as hierdie ene 4.2 cm is, dan is hierdie ene van jou ook 4.2 cm. En omdat dit ekskuus tog een vraag na 'n volgende is, merk ons met jou fout. Okay, so sê net maar jy het vir R gekry 5 en jou E is ook 5, dan is dit perfect. Okay, so die ekwilibriant, hy en hy is ewe groot en dan die rigting is letterlik net in die teenoorgestelde rigting. Okay, nou wag net gou vir my oorlop. Nou, sê nou maar ek wil by jou weet, wat is E se hoekie? Okay, nou die hele storie hierso is vanaf die 0 grade lyn af, né? Nee? So ek wil daai hoekie hê. Nou daar's klomp maniere om hom te bepaal. Regtig ek kan dink aan 5 maniere om hom te bepaal. 10 en meer. Okay? So jy moet kyk wat vir jou die gemaklikste is. Die maklikste in hierdie geval is, juffrou, ek weet klaar wat is R en E is net in die teenoorgestelde rigting, menende 'n 180 turn. Okay? So as dit R is, dan gaan E wees presies dieselfde grootte 8.4 Newton en dan moet ek net van daar af 180 grade by plus. Okay? En daarom kry ek 292 grade. Okay, 'n ander manier wat jy dit ook kon doen, as jy kon gesê, juffrou, ek kan byvoorbeeld sê net maar hierdie hoekie, wag nee, ek gaan daai hoekie gaan uitwerk nie. Daai hoekie gaan uitwerk en dan minus van 360 grade af. Ek weet hierdie is 270, daai hoekie uitwerk plus met 270. Wat hang was 'n inligting jy het. Okay? Goed, nou op daai punt. Sê nou maar, soos gister se voorbeeld, ek weet wat is E. Daai weet ek. Maar ek weet nie wat is R nie. Hoe gaan ek R se grootte en rigting bepaal? Ek sê juffrou, ek weet E en R, die ekwilibriant en die resultant, moet ewe groot wees. So hulle grootte gaan dieselfde wees. Hoe gaan ek R se rigting gaan bepaal? Nou rigting is vanaf die 0 grade lyn. Ek soek daai hoekie. Okay? Maar as jy hierdie hoekie het, dan hoef jy net 180 grade te minus, dan kry jy daai hoekie. Is julle met my? Ja? So, dan sê jy net 292 gevat het en gesê het minus 180 grade. Ja? Dan kry jy daai hoekie. Ja. Ek het soos gedink mens moet die ekwilibriant. Ek dink mens moet dit soos want die resultant soos lê soos dit. Ek dink jy moet hom nou ook maak dat hy so lê. Ja, moet in die teenoorgestelde rigting wees. So moenie die ding was nie spieelbeeld nie, in die teenoorgestelde rigting. Okay. Nog 'n vraag? Goed, kom ons kyk gou na vraag 13. Okay, vraag 13 sê 3 kragte wat gelyktydig op dieselfde punt inwerk is in ewewig. Net wat sê nie, Urban. Wat beteken ewewig? Nee. Ek gaan aanslang. Okay, hulle sê vir jou 2 van die kragte is onderskeidelik 80 Newton by 60 grade en 120 Newton by 110 grade. En hulle sê vir jou die skaal is 1 tot 20. Teken julle nog elke keer die skaal links bo aan?
Okay, so die ene is 80 Newton, so dan gaan dit wees 4 cm en die ander ene is 120 Newton, so dit gaan wees 6 cm. Okay, die eerste een is by 60 grade, so 60 grade lê daar en die ander een is by 110 grade lê daar. Okay, goed. En ons moet, ag hierdie gaan my baie pla. Tian, wil jy nie vir my op hierdie tafel klim en daar kyk net of jy op die klein bietjie kan draai. Asseblief. Perfect. Brilliant. Dankie. Okay. So daai ene is 4 cm. Net een lelijk geteken. En die ene is 6 cm. Okay. En ek dink as jy die resultant gaan teken, gaan jy dit by 90 grade kry, onthou ek reg, ja. So, julle resultant gaan daar lê. En min of meer. En daar kry jy hom en jy gaan hom kry as wat ek vraag 13. 9.1 cm. Ja? Oete. Okay, so ek kry hom as 9.1 cm, so ek moet dit maal met 20, so ek kry 182 Newton. Onthou, jy kan 2 mm uitwees. So jy mag van 8.9 tot 9.3 cm uitwees en dan maal met 20 beteken jy gaan, wat is daai? Sjo. 16178 tot 186. Wat kan jy kry? Okay. Goed, so daar is jou resultant en dan vra hulle vir jou bepaal of bereken, nie teken nie, bereken die grootte en rigting van die derde krag. So hulle het jou gesê oorspronklik daar's 3 kragte. Okay? Hier is jou eerste krag, daar's jou ander krag en nou wil hulle weet, hulle sê nie vir jou waar's die derde krag nie. Maar hulle sê vir jou die hele ding is in ewewig. So dan moet jou common sense vir jou sê, okay, ewewig beteken wat? Enige stel faktore is natuurlik as hulle resultant lyk aan 0 is. Misha, sê vir my, wat is resultant? Die som van die vektore. So, jy moet, dis hoekom jy die definisies moet ken, want jy moet weet wat hulle vir jou sê, wat dit beteken, wat jy dit kan toepas. So, hulle sê vir jou die 3 vektore wat in ewewig is. Ewewig beteken, hulle vektorsom is gelyk aan 0. So, hier is 2 van hulle. As ek hulle by mekaar tel, dan is daai hulle resultant. Sê nou maar, hierdie was 'n mens. En iemand trek hom soontoe en iemand trek hom soontoe. Waartoe gaan daai mens beweeg? Soontoe. Hulle sê vir jou die mens beweeg nie, hulle sê vir jou die mens staan stil, hy's in ewewig. So beteken ons 'n derde krag wat soontoe moet gaan. So oorspronklik moes jou common sense vir gesê het, hier's 'n derde krag soontoe. Hulle sê nog niks aan hom nie, maar daar moet wees. So die eerste vraag was, wat is die resultant? Daar is hy. En dan vra hulle vir jou, bereken die derde krag. So die derde krag gaan dan daar moet wees. En hy gaan presies dieselfde grootte as die resultant moet wees. En hy moet daai uitkanselleer sodat die vektorsom 0 is. Maar dit is nog dieselfde rigting. So jy kry vir B om te wees 182, ja. 182 Newton by 270 grade. Ja? Ja? Okay. Goed. Kan ek aangaan, terug na jou notas toe gaan. Dan moes julle ook gedoen het vir huiswerk. Vraag 7. Okay, en daar's 'n vliegtuig in die wind waai en waar daag of kom die vliegtuig uit as hy nie vir die wind kompenseer nie. En ons het gesien hy gaan daar gaan en hy gaan daar gaan en dan die resultant is daar. So
Die eerste een was by 45 grade. 45 grade is daar. En die ander een is reguit oos, dink ek. Ja, okay. En daai was gewees, die skaal is 1 tot 20 en hy gaan, daar is 60, so dit beteken is 3 centimeter. Centimeter daar en daai is oos 60 is 8 centimeter. Daarso. En as jy jou parallelogram voltooi, gaan jy jou passer daarop sit en dan daar sit en 'n halfmaan trek, jou passer daar sit en dan daar sit en 'n halfmaan trek, né? En dan kry jy jou resultant, sien ek. Daar rond. Daar is hy en ek kry hom as. Net nie maar sien nie. Kyk. Jo. Ek kry 10.5. Wat kry julle? 10.4. Okay. Dan het ek ons goed geskat. Okay, kom ons sê 10.4 centimeter maal met 20, so R is wat 208 km per uur en die rigting wat ek kry is 78. Wat kry julle? 70? Wat het jy gekry? 70? Nee, 78. Ek het ook 78. 78? Ja. Nee, dan teken ek bly goed. Okay, time uit. Iemand 'n vraag? Die huiswerk was maklik. Hierdie huiswerk was maklik. Okay, goed. Ons het daai gedoen. Right. Nou gaan ons gaan na die wet van driehoek van kragte of dit word genoem die geslote vektordiagram. Daai woord gebruik hulle deesdae meer. Die geslote vektordiagram. Wat in hierdie wêreld is hierdie? Hierdie is wanneer drie kragte in ewewig is. Kom ons stop net gou vinnig weer. Tasmia, wat is ewewig? Dus wanneer die resultant van die vektor is 0. Mooi. En wat is die resultant nou weer? Nee, sorry, Lenay. Van 2 of meer vektore. So, hulle sê vir jou wanneer jy 3 kragte het en hulle is in ewewig. Beteken as jy al die kragte bymekaar tel en hulle kanselleer mekaar uit. Wat is dit dan? Kyk, wat dan? Dan kan die kragte in grootte en rigting agtereenvolgens, een na die ander, deur die sye van 'n driehoek voorgestel word. Okay, goed. Nou, hoekom gaan ons na 'n driehoek toe? Want ons love driehoeke, want dan kan ons sin, kos en tan gebruik. Okay, so ons wil altyd na driehoekies toe gaan. Al as hulle 'n 90 grade hoek het. Okay, so ek sê vir jou daar. Die kragte wat die sye van die driehoek verteenwoordig mag nie na mekaar toe wys nie. Dit beteken jy mag nie 2 pyltjies hê wat na mekaar toe wys in hierdie geval nie. Vandag se huiswerk kon dit, want jy die resultant gaan bepaal. Ons gaan nie nou die resultant bepaal nie. Okay, so jy moet in jou kop nou 'n breek maak. Ons het resultant bepaal nog die hele tyd. Ons het dit gedoen in 'n reguit lyn, ons het dit gedoen een na mekaar en ons het dit gedoen gelyktydig, né? Nee? Nou is ons pause. Klaar daarmee. Nou gaan ons gaan as ons 3 vektore het en hulle resultant klop bepaal is 0. Dan kan ons nou 3 vektore in 'n driehoekie teken. Okay. Goed, kom ons kyk gou hoe lyk 'n voorbeeld. Dit sê vir jou, 'n voorwerp met 'n gewig van 200 Newton hang aan 'n kabel. 'n Man trek die voorwerp met 'n krag van F sodat die kabelhoek van 60 grade met die vertikaal maak. Ek wil jy moet vir my daai bewoording sien. Met die vertikaal maak.
Dis 'n baie algemene wetenskaplike frase. Wat beteken dit? Beteken jou vertikaal is jou verwysing. Jo, kom ons stop net gou vinnig. Tiaan, wys vir my met jou hand, waar is vertikaal? Dankie. Horisontaal? Julle almal weet dit? OK, goed. Met die vertikaal maak. So hulle sê vir jou vertikaal is jou verwysing. En as hulle ooit sê met die vertikaal maak, dan bedoel hulle gaan anti-kloksgewys vanaf daai verwysingspunt. So daai bewoording met die wat ook al, met die horisontaal, met die rivier, met die brug, met die muur, wat ook al. As hulle dit sê, dan sê hulle gaan van jou verwysingspunt af en gaan anti-kloksgewys vanaf dit. OK. So as hulle sê sodat die kabel 'n hoek van 60 grade met die vertikaal maak, beteken daar 60 grade so anti-kloksgewys. Bepaal die grootte van die krag F en die spanning T in die kabel. OK, so kom ons kyk gou na ons prentjie. Ons sien daar, daai voorwerp is in ewewig. Hy hang. So hy het daar gehang en toe trek iemand hom so dat hy nou daar stil staan. Amper soos juffrou Rottemeier op die stoel. Juffrou Rottemeier met Clara op die swaai. OK, selfe konsep daar. So hy bly net daar. Hy's in ewewig. Hy staan stil. Watter kragte werk tans op hom in? Ons het tans sy gewig wat af is. Ons het tans die krag F wat regs is wat iemand hom trek. En dan het ons spanning in die kabel. Nou wil ek by jou weet, Neil, in watter rigting is die spanning in die kabel? Die vrou. Ek weet nie, juffrou. OK, goeie antwoord. Juffrou, ek weet nie. Want, juffrou, wat is my verwysing? Spanning in die kabel is altyd in twee rigtings. Dit hang af waar jy jouself sit. As jy hier is en jy trek hierdie tou, soos jy hou nou daar vas, waantoe sal dit vir jou voel gaan hierdie tou? As jy hier is en as jy hier is en ek knip hierdie tou, waantoe gaan hierdie dingetjie gaan? Tjoe af. So watse rigting is die krag in die tou? Op. Want as die krag af is in die tou, dan stoot hy hom af. Die krag hou hom daarbo. So spanning in 'n tou is altyd in twee rigtings. Jou vraag moet wees, maar na watter voorwerp kyk ek? Kyk ek na die blokkie of kyk ek na die muur hier? Ons kyk tans na die blokkie. OK? As ek na die blokkie kyk, watter kragte werk op hierdie blokkie in? Die gravitasiekrag af, sy gewig. Die man trek hom regs en die spanning in die tou wat opgaan in die tou. Want, hoor my bewoording, wat as? So, jy moet altyd die speletjie speel van wat as. Wat as ek hierdie tou knip? Wat gaan gebeur? Hy gaan soontoe val. So wat doen die tou? Hy keer daai aksie. Hoe keer hy dit? Deur in die teenoorgestelde rigting te wees. So hy is die ewewigsvektor, wat ons nou net gedoen het. OK. So al hierdie goedjies pas in mekaar in. OK. Sê met my. Nee? Ek praat want jy het iets gesê, so ek neem aan jy het of 'n vraag of Nee, dit is soos 'n kyk van dit maak sin. OK, ek is baie bly. Alright. So, kom ons check gou, waarmee is ons nou besig? Ons is besig met die geslote vektordiagram. Kom ons sal net gou 'n woord uitmekaar, 'n diagram, prentjie. Geslote, toe, vektor, goeders met grootte en 'n rigting. So ons gaan 'n prentjie teken van vektore wat toe is. Watter prentjie gaan ons teken? 'n Driehoek. Hoekom kan ons 'n driehoek teken? Want twee goeders. Ons het 3 vektore wat in ewewig is. 0. OK. So jy het 'n checkpoint in jou kop. Juffrou, ek sien ek het 3 kragte, 1 2 3 en ek sien nou voorwerp beweeg nie, hy's in ewewig. So ek kan 'n driehoek van kragte gaan teken. So wat ek wil hê jy moet vir my doen, is jy vat jou liniaal. Kyk, jy gaan jou liniaal. Ek begin altyd met die vertikale vektor want my kop werk so, maar jy hoef nie. Jy sit jou liniaal daarop. Jy beweeg oor en jy gaan trek 'n streepie. Jy meet nie af hoe lank hy is nie, niks nie. OK, jy gaan trek net 'n streepie, so ek sit my liniaal daar. Ek beweeg hom oor soontoe en ek gaan trek myself 'n streepie daar.
easy as that. Ek kan hom met 'n potlood en pen, maak so. Sê weer, ek meet niks nie. Ek het net die vektor gevat en oor gaan teken daar. Volgende, vat ek hierdie ene. Okay, nou kan ek hom of bo of onder gaan trek. Ek gaan altyd so kloksgewys van onder af, ek weet nie hoekom nie, dis hoe my kop werk. So ek vat hom daar en dan gaan hom daar gaan sit. Okay, so ek wil sê so half, ek tel nou vektor op. En ek gaan sit hom daar. En nou wil ek my driehoek gaan voltooi. So daar ene daar, sit ek my liniaal op en ek skuif hom oor en ek gaan teken hom daar. Nee, ons is nou op skaal nie. Okay, so daar het ek my driehoek. Nou wil ek net my rigting sê van my kragte. Hierdie ene is gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde toe, want die aarde trek my af onder toe. Hy is Fg, jy kan hom ook W noem, maak nie saakie. Hierdie ene is net die gewone krag F regs, so daar is regs is F, jy kan hom ook noem FA vir applied force. En daai ene T het ons nou gesê, as ons na die blokkie kyk, en ons kyk nou na die blokkie kyk, is hy op daar, Gert, op daar, soontoe, en hy is T. Ok, en hierdie is die driehoek van kragte, kragte, drie kragte in ewewig geslote vektordiagram. En baie belangrik hier wat ek wil hê jy moet sien, is die pyltjies wys almal weg van mekaar af. So daar's nie twee pyltjies wat na mekaar toe wys nie. Hoekom mag hulle nie na mekaar toe wys nie? Want die voorwerp is in ewewig. So al drie hierdie vektore kanselleer mekaar uit. Juffrou, maar ons het nou nog heel die prentjies geteken waar die pyltjies na mekaar toe wys. Want toe was ons besig om die resultant uit te werk. Dan gaan hulle na mekaar toe wys. Ons is nie besig om die resultant uit te werk. Vraag was die resultant nie niks nie. Okay, as julle weet my. Goed, so ek het al daai, is 'n driehoek, so ek wil graag 'n paar hoekies invul. Hierdie is reguit af, hierdie is regs, so daai maak 'n 90 grade hoekie. En onthou ek het gesê, julle gaan op hierdie stadium, as jy iets teken, altyd 'n 90 grade hoekie hê. Okay, gaan net gou weer wys, hoekom is hy 90? Tussen FG en F is 90 grade hoek, 90 grade. So tussen FG en F is 90 grade. Okay, dan waar gaan ek hierdie 60 grade invul? Tussen die ding wat reguit af is. Watter ding is reguit af? Hierdie ding is reguit af. So tussen die ding wat reguit af is en T is 60 grade en T is 60 grade. So daarbo is 60 grade. Okay. So, hulle sê vir my, hierdie ding wat reguit af is 200 Newton. So daar is 200. En dan weet ek, daai een hoekie is 60 grade. Okay, nou kan ek actually begin somme doen. Nou sien jy, hier het ek vir jou aan die linkerkant gesê, ek kan dit of op skaal gaan teken, en dan gaan uitfigure hoe lank is die lyntjie, en. Of ons gaan op berekeninge doen. Okay, hierdie skaalprentjie, sê ek op skaal, maar julle papiertjies is kleiner geprint, en, so dis nie op skaal nie. Dit is net 'n voorbeeld van hoe dit sou lyk. Kom ons gaan kyk gou, as ons nou die antwoord gaan bereken. Vir die antwoord van wat is die vraag? Hierbo is die vraag. Bepaal die grootte van krag F, nie die grootte, nie die rigting nie, en die spanning T in die kabel. Okay, wat trek ek met my vraag? Julle het almal al beantwoord. Kailien. Jou keuse. Wil jy eers die F gaan uitwerk of eers die T gaan uitwerk? Maak so. Okay, hoe gaan jy T gaan uitwerk? Ek gaan inzoom op hierdie driehoekie. Daar is my 90 grade hoekie. Ek weet hierdie sy is 200. Ek weet nie wat is hierdie sy nie. Maar ek weet hierdie hoekie is 60 grade. En ek soek T. Julle almal dink, né? Ja, dis simpel so van. Ja, wat sê jy? Nee! Is nie tannie. Nee, ons soek die skynsy. Ons het die aangrensende sy. Ons het nie die teenoorgestelde sy nie. Oei,
gebruik het net verkeerde rigting kos. Yes, kos. Dit is omdat die tee daarso gestaan het. Ek weet is 'n skynsel, maar die tee was. Kos van 60 grade is 200 oor T. T is dus 200 gedeel deur die kos van 60 grade en ek het actually sakrikel nog gekoop. Waar is dit? Anyway, terwyl julle besig is om uit te figure gaan wie jy wat graag 'n pa wil wees eendag. Wat kry jy weer? 400. 400 wat? Newtons. Okay. En die vraag was bereken die grootte. So jy hoef nie 'n rigting by te sit nie. Die rigting is obvious is in die prentjie. Ek het iets gevra het vir julle. Wat is grootte in Engels? Weet jy, Louis? Engels. Ja. Okay. So of size of in wetenskap gebruik ons die woord magnitude. Magnitude. Okay. Hoekom sê ek dit vir julle? Want jy kyk elke video wat dit verduidelik en dan gebruik die woord magnitude en dan dink jy dis iets, maar jy weet eintlik wat dit is. Okay. Louis, jy het nie antwoord reg nie, seker hy nog gevra. Hoe wil jy F gaan bereken? Jy gebruik met tand. Okay. Jy kan nou actually sin gebruik of tan gebruik of Pythagoras gebruik. Ek gebruik hom nie met my ander antwoord. Dis die antwoord wat ek wil hoor. Okay. Die tan van 60 grade is T oor 200. Is ek nou reg met my prentjie? So, dit wil sê T, nie T nie, F. Sorry julle. F. So dit is 200 dan 60 grade. En as jy daai som doen, Humera, wat kry jy? Ag nee man. En jou eenheid? Newtons. Yes? Iemand 'n vraag daar? Ja. So op die skaal vra vir die voorstel is 348 maar met ons berekening is 346.4 keer. Want my skaal daar het ek duidelik 'n bietjie nie mooi afgemeet nie. Maar dis naby genoeg en my skaal was 1 tot 40. So dis nog dan gaan jy 'n groot range kry. Okay. Goed, nou is jy op bladsy 10 en bladsy 11. Okay, bladsy 10 en 11 is 'n weird bladsy, maar oh man. Maar ek wil 'n konsep vas lê. Ja, julle is hy by die bel, hier is heeltemal reg. Ek wil gou vinnig hierso ietsie kyk. Okay, doen asseblief my vir huiswerk net bladsy 15. Net bladsy 15. Ja.